O Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vandag hier by mekaar te kan wees. O Here, ons wil vra dat U spesiaal in hierdie oomblikke teenwoordig sal wees. Wil U asseblief saam met ons gaan? Wil U ons rig en lei? O Here, en ons wil vra dat U asseblief ons harte sal sag maak. Vervang ons harte van klip met harte van vlees, sodat ons waarlik as U kinders kan uitstaan. In Jesus se naam alleen. Amen. Ons skriftuurlesing kom vanoggend uit 'n baie ongewone boek. En dit lyk vir my ons tel gereeld, of ek tel elke keer 'n probleem op met elektronika hiervoor, maar kom ons begin by ons skriftuurlesing. As julle hom vir ons kan opsit asseblief, baie dankie. Ons skriftuurlesing vanoggend, as julle saam met my sal blaai, kom uit Job 12 vers 23. As julle saam met my kan oopmaak, ons gaan kyk na Job 12 vers 23. En dit is eintlik 'n baie interessante teksie en baie toepaslik op dit waaroor ek vandag met julle wil praat. Maar ek het vir die kinders goeie nuus. Vandag se preek is ook 'n kinderverhaal, soos in sommer die hele preek deur. So hulle mag maar wakker bly en almal mag luister. Ek hoop julle gaan dit geniet en ek hoop julle gaan iets daaruit kry. Job 12 vers 23 sê vir ons die volgende. Verskoon tog, ek het vergeet, die ouderdom is besig om my in te haal. Sê 12:23 sê, hy maak nasies groot en laat hulle omkom. Hy brei nasies uit en hy voer hulle weg. Baie interessante teksie. Om vir ons te herinner daaraan dat ons leef elke oomblik afhanklik van die Here. En selfs ons regerings, die beste regerings wat ons mag hê, is alles in die hand van die Here en hy is op die ou einde van die dag die een wat in beheer is van alles wat gebeur hier op aarde. Ek wil vandag met julle deel uit Daniël hoofstuk 4. En Daniël hoofstuk 4, ek wil vra dat julle asseblief almal soontoe sal blaai. Ons gaan so hier en daar, ons gaan 'n hele paar versies lees uit Daniël hoofstuk 4. Daar's 'n klompie interessante goedertjies wat ons daar gaan uittel. En ek hoop julle gaan dit vreeslik geniet. Daniël hoofstuk 4. As ons begin by die opskrifie. Ek lees vir ons vandag uit die ou vertaling uit. En die eerste gedeeltetjie wat interessant kom, is, hulle praat vir ons hier van, in Daniël hoofstuk 4, die opskrif is, die bevelskrif van Nebukadneser. Nou, almal van julle weet van Nebukadneser, julle behoort almal baie bekend te wees met Nebukadneser. En koning Nebukadneser, natuurlik in bevel gewees van Babylon, op die stadium toe Daniël daar was, en baie interessante goed wat gebeur. Koning Nebukadneser rig hierdie bevelskrif uit. Nou, Nebukadneser skryf dit self vir hulle. En in vers 1 sê dit vir ons, Koning Nebukadneser aan al die volke, nasies en tale op die hele aarde, wat op die hele aarde woon, mag julle vrede groot wees. En hierdie is die manier waarop die meeste konings begin met hulle bevele wat hulle uitreik. In daardie stadium was die koning Nebukadneser natuurlik die groot wêreldheerser gewees, en hy was in beheer oor die grootste gedeelte van die bewoonde wêreld op daardie stadium. En dit lyk vir my, ek het weer eens 'n elektroniese probleempie. Kom ons kyk of ons meganika kan kry om saam met ons te werk.
koning Nebukadneser, hy spreek hierdie wens uit dat dit sal goed gaan met almal wat in sy koninkryk is. Gewoonlik, as konings sulke bevelskrifte uitgestuur het daar iets baie, baie interessant gebeur. Al die bevelskrifte was gewoonlik bevele waarin nuwe wette aangekondig is. En ek is seker almal van julle het al gehoor van, in die Engels praat hulle van kraaiers. Hierdie ouens wat gaan staan het by die groot belangrike geboue binne in die verskillende stede, en dan het hulle uitgeroep en vir almal in die regering het hulle laat weet, hulle het gewoonlik gestaan en gesê, heer ye, kan julle dit onthou? En dan het hulle gelees dit wat die koning vir hulle sê. Ek gaan hom net weer 'n keer probeer, Wilma. Okay. En dan wat hulle gewoonlik gedoen het is, as hulle het gewoonlik daar gestaan, partykeer het hulle klokke gelei, en dan het hulle vir die mense verkondig die nuwe wet wat die koning aangekondig het. En daar's 'n hele paar sulke insidente wat vir ons in die Bybel opgeteken is. Nou, koning Nebukadneser doen dit ook. Maar in hoofstuk 4 het ons iets interessants. Hoofstuk 4 van Daniël is eintlik koning Nebukadneser se getuienis. Want binne in hierdie hoofstuk vertel koning Nebukadneser vir ons hoe hy tot bekering gekom het en hoe die Here met hom te werk gegaan het. So, hoofstuk 4, baie, baie interessant. Was dit die eerste keer wat koning Nebukadneser gekonfronteer is met die teenwoordigheid of met mense van God? En die antwoord is baie beslis nee. In hoofstuk 4 word daar vir ons weer eens 'n droom beskryf. En die droom is nie koning Nebukadneser se eerste droom nie, want sy eerste droom het natuurlik gekom in Daniël hoofstuk 2. In Daniël hoofstuk 2, en dit is een wat ons baie mee bekend was, het koning Nebukadneser hierdie droom gedroom van die beeld. En julle ken hom almal, met die verskillende metale wat gemaak is in hierdie standbeeld wat opgerig is. En natuurlik, wat die koning doen is die koning 'n probleem het, of wat al die konings gedoen het van daai tyd en tot vandag toe nog, as daar 'n probleem is en hulle tel iets op, en in die geval, in hoofstuk 2, het koning Nebukadneser 'n probleem gehad. Aan die een kant is daar sommige mense wat sê dat koning Nebukadneser het nie sy waarsêers vertrou nie. So, hy het die waarsêers, die galdeërs, al hierdie wyse manne het hy bymekaar geroep, om vir hom te kom vertel van hierdie spesifieke droom, en om dit vir hom te kan uitlei. Natuurlik het hy hulle bymekaar geroep, en hierdie manne was nie in staat om te doen dit wat koning Nebukadneser wou gehad het nie. En koning Nebukadneser was baie, baie erg teleurgesteld in die mense, en die koning het vir hulle gesê, maar luister hierso, ek wil baie, baie graag dat julle vir my vertel wat hier aangaan, maar koning Nebukadneser het hulle lewe vir hulle moeilik gaan maak. In hoofstuk 2 het hy gesê, dat hierdie wyse manne van hom, aangesien hulle nou bekend is as wyse manne, moet vir hom kan vertel wat hy gedroom het, en hulle moet vir hom die uitleg daarvan kan gee. So, ons weet natuurlik wat gebeur het daarna. Koning Nebukadneser se wyse manne was nie in staat om vir hom hierdie droom te kan uitlei nie. En dit het gelei tot 'n bevel, waar koning Nebukadneser gesê het, maar hy wil hê, dat al hierdie wyse manne moet doodgemaak word. En dit was sy groot bevel wat hy uitgevaardig het. Daarna het ons 'n insident, en binne in die volgende insident, was daar Daniël en sy 3 vriende gewees. En Daniël en sy 3 vriende, wou koning Nebukadneser verbrand, want koning Nebukadneser het 'n bietjie van 'n probleem gehad.
Koning Nebukadneser wou nie aanvaar dat sy koninkryk vervang word deur 'n volgende metaal nie. Met ander woorde, hy was nie bereid om te erken wat gaan gebeur en wat die Here voor bedoel het sou gebeur met sy koninkryk nie. Kan ons hom gou-gou weer probeer asseblief, dankie. Ek het vir julle 'n prentjie probeer in die hande kry, ons sal kyk of hy nou kan opkom, maar dit is een van die bevelskrifte en is eintlik 'n ou bevelskrif, as julle hom weer vir ons kan probeer. En koning Nebukadneser het hierdie bevelskrif uitgereik. En is 'n baie interessante bevelskrif. Is ek die een in die moeilikheid? Die arme mense daarbo sukkel nou baie, ek is jammer julle. Dis hy, baie dankie, ons is daar. Die voorbeeld van die bevelskrif wat ek vir julle hier opgesit het, is 'n oud Griekse bevelskrif, en ek wou dit net vir julle wys as 'n voorbeeld. Gewoonlik ook wat hulle gedoen het met hierdie bevelskrifte, is hulle het hierdie bevelskrifte gaan vasspyker. Die droom wat ons het van koning Nebukadneser in hoofstuk 4 gaan 'n baie bekende verhaal, en ons gebruik dit gewoonlik as 'n kinderverhaal, waar koning Nebukadneser gedroom het, en hy het gedroom van hierdie groot boom. En hierdie groot boom het gestaan in die middel van die wêreld. Nou as 'n mens kyk na die kaart, en jy kyk na koning Nebukadneser se ryk, sal jy sien daar's Babylon hier in die amper in die middel van hierdie koninkryk. En koning Nebukadneser was in beheer gewees van die grootste gedeelte van die bewoonde wêreld. Baie interessant. En die droom was dat hierdie boom staan in die middel van die wêreld. Dit word groot. En kom ons lees vanaf vers 10. Vers 10 sê vir ons: Nou wat die gesigte van my hoof op my bed betref, het ek gesien. En kyk, daar was 'n groot boom in die middel van die aarde, en sy hoogte was groot. Die boom het groot geword en sterk, en sy hoogte het tot aan die hemel gereik, sodat hy tot aan die einde van die hele aarde sigbaar was. Want koning Nebukadneser se ryk het ongeveer die hele bewoonde gedeelte van die planeet ingesluit. Vers 12 sê vir ons: Sy blare was mooi en sy vrugte baie, en aan hom was vir alles voedsel. Met ander woorde, hierdie koninkryk was in staat om te sorg vir al sy onderdane. Hulle was voorsien van voedsel. Onder hom het die diere van die veld skaduwee gesoek, en in sy takke het die voëls van die hemel gewoon. Ja, alle vlees is daardeur gevoed. Op ons volgende skyfie het ons vanaf vers 13, en ek wil hê julle moet dit saam met my ook lees hierdie gedeelte. Ek het in die naggesig van my hoof op my bed gesien. Met ander woorde, hy het 'n droom gehad. En kyk, 'n bode, naamlik 'n heilige, het uit die hemel neergedaal. Hy het hardop geroep en so gesê: Kap die boom om en kap sy takke af, trek sy blare af en verstrooi sy vrugte. Laat die diere onder hom uit wegvlug en die voëls uit sy takke. So, waar koning Nebukadneser se ryk gesorg het vir al hierdie mense, het ons 'n probleem. In vers 15 sê dit: Maar laat sy penwortel in die aarde staan, en dit met 'n band van koper, van yster en koper in die groen gras in die veld. En laat dit deur die dou van die hemel benat word, en saam met die diere deel hê. Saam met verskoon tog. Laat hy deur die dou van die hemel nat gemaak word, en saam met die diere deel sou hê aan die plante van die aarde. Laat sy hart anders word as die van 'n mens, en 'n dierehart aan hom gegee word, en laat 7 tydperke oor hom gaan. Die 7 tydperke is baie belangrik. Die 7 tydperke is profetiese tyd.
En wat baie interessant is as ons gaan lees in die geskrifte van Josefus, sê hy dat hierdie profesie wat spesifiek vir koning Nebukadnesar uitgespreek is, het 7 jaar geneem. So 'n tydperk of 'n tyd is 'n jaar. En daar het 7 tydperke of 7 jaar verloop waarin koning Nebukadnesar letterlik benat is deur die dou. En koning Nebukadnesar het gewei in die veld. Baie interessant. Hierdie teksie neem ons ook na 'n ander versie toe, en julle kan dit gerus gaan inskryf, en dit is Daniël 7 vers 25. Nou, Daniël 7 vers 25 is 'n baie belangrike profesie, maar net om vir julle te wys hoe koppel Josefus en die geskiedenis aan profetiese tyd. 'n Tyd en tye en 'n helfte van die tyd. En ons lees daarvan in Daniël 7:25. En dit sê, en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en teen die heiliges van die Allerhoogste mishandel. En hy sal probeer. Ek is mal oor daai woord. Hy sal probeer. Probeer beteken nie noodwendig dat hy gaan suksesvol wees nie. Probeer om tye en wette verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd. Baie interessante teksie. Ons spring nou na Daniël, hoofstuk 4 vers 19 toe, op ons volgende skyfie. Daar is vir ons hierdie vers 19, waar Daniël voor die koning staan. Daniël 4 vers 19. Toe het Daniël, wie se naam Belsasar was, 'n oomblik verstom gestaan, en sy gedagtes het hom verskrik. Die koning het daarop gespreek en gesê, Belsasar, laat die droom en sy uitlegging jou nie verskrik nie. Belsasar het geantwoord en gesê, my Heer, mag die droom u haters en sy uitlegging u teenstanders oorkom. So die rede hoekom Daniël stil geraak het, was omdat hierdie nie goeie nuus was nie. Koning Nebukadnesar het weer eens sy wyse manne, sy waarsêers, die Galdeërs ingeroep en vir hulle gevra, wat beteken hierdie droom? In hoofstuk 2 van Daniël het die koning nie vir hulle sy droom vertel nie. En hy het vir hulle gesê, aangesien julle die waarsêer is, vertel vir my droom en gee vir my die uitleg. Hierdie keer roep hy hulle weer in. En hierdie keer kan hy vir hulle vertel wat die droom is. En raai wat, hulle kan dit nog steeds nie uitlei nie. Die enigste man wat in staat was om dit te doen, was Daniël gewees. En die nuus was nie goeie nuus gewees nie. En koning Belsasar was baie bekommerd gewees. En Daniël het 'n oomblik van stilte gehad. En op hierdie stadium was Daniël nie meer 'n jong man gewees nie. Dit was later in die regering van koning Belsasar. En hy sê, daarom o koning, en hier is die advies, laat my raad u welgevallig wees, en breek met die sonde deur ongeregtigheid, en met die ongeregtigheid deur genade te bewys. Aan die elendiges, as daar verlenging van u rus moet wees. Koning Nebukadnesar het advies gekry. En die advies was gewees van Daniël af om hom en sy koninkryk langer en behoue te laat bly. Die advies was baie interessant gewees. Hy sê, koning, breek met u sondes.
deur geregtigheid en met u ongeregtighede deur genade te bewys. Aan die elendiges, as daar verlenging van u rus moet wees. Paar goed interessant, voorwaardelike profesie. Koning Nebukadnesar, toe hy hierdie droom gedroom het, was hy in sy paleis gewees. Hy was die wêreldregerder. Daar was niemand meer vir hom om teen te veg nie. Hy was die een. En dit sê vir ons aan die begin van hierdie hoofstuk, koning Nebukadnesar was rustig in sy paleis gewees. En toe kom krap die Here sy lewe om met 'n droom. Vir die tweede keer. En Daniël sê vir hom, koning, as jy wil hê dat hierdie periode van 'n rus langer moet wees, raak ontslaaf van jou sondes, wat moet jy nog doen? Laat u geregtig wees, ongeregtighede en genade moet jy bewys aan die elendiges, as daar verlenging van u rus moet wees. Ons volgende prentjie en vers 29 vertel vir ons iets baie interessant. Koning Nebukadnesar het skynbaar hierdie advies wat Daniël vir hom gegee het, gevolg. En hy was gehoorsaam en het geluister vir 'n periode van 12 maande. Presies 1 jaar lank. Vers 29. Aan die einde van 12 maande, terwyl hy op die koninklike paleis, herinner my aan 'n sekere koning, Dawid, rondwandel, het die koning aangehef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n heerlike koninklike verblyf, deur die sterkte van my vermoë, tot verheerliking van my majesteit nie. Wat was hy besig om te doen? Rudolf, dankie. Hy was besig om homself te prys. Hy was besig om sy vermoëns wat God aan hom geskenk het, vir homself te neem en te sê, ek het dit gedoen. Absolute trots en selfverheffing. Vers 31. Terwyl die woord nog in die mond van die koning was, val daar 'n stem uit die hemel. 'n Stem uit die hemel? Herinner my Saulus wat Paulus geword het. En 'n stem uit die hemel wat ten minste 3 keer met Jesus gepraat het in sy bediening. En let op wat sê hierdie stem. Nebukadnesar, jou word aangesê, die koningskap word jou ontneem, en hulle sal jou uit die mensdom wegstoot, en jou woning sal saam met die diere van die veld wees. Hulle sal jou plante laat eet soos die beeste. En 7 tydperke sal oor jou heen gaan, totdat jy erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens, en hy gee dit aan wie hy wil. Ons volgende enetjie het ons koning Nebukadnesar en hoe hy as 'n wilde dier geleef het vir 7 jaar lank. Vers 33 van Daniël 4. Dieselfde oomblik het die woord in vervulling gegaan oor Nebukadnesar. Hy is uit die mensdom verstoot en het plante geëet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak, totdat sy hare lank geword het, soos die vere van arende, en sy naels soos die van voëls. Baie interessant wat met Nebukadnesar gebeur het. Hierdie koning, wêreldheerser,
Maar kom ons gaan kyk wat gebeur met die herstel. Eerstens, daar's 'n paar interessante goed. Julle weet dat in die Ou Testamentiese tyd en tot vandag toe nog, as daar iets gebeur met 'n koning, is daar iemand gereed om hom op te volg. Maar dit het nie gebeur met Nebukadnesar nie. Dit was 'n bonatuurlike ding wat gebeur het, want daardie penwortel het gebly in die grond. Die bron van lewe was nog daar. En vir 7 jaar het hierdie koning letterlik soos 'n dier geleef. As ons kyk na die geskiedenis, die oomblik sodra 'n koning oud word of daar kom 'n nuwe koning op, is daar gewoonlik 'n oorlog. Ons sien dit selfs met die konings in die Bybel. Koning Dawid sterf, daar's moeilikheid. Salomo, sy boetie. En die gevolge daarvan was baie groot gewees. Maar kom ons gaan kyk na die redding van koning Nebukadnesar. Koning Nebukadnesar het 3 geleenthede gehad. Geleentheid nommer 1, die beeld in Daniël 2. En ek wil hê julle moet gaan lees. Aan die einde van hoofstuk 2 erken koning Nebukadnesar God as die almagtige God van hemel en aarde. Hoofstuk 3, die 4 oond. Daniël se 3 vriende. En ons het onlangs 'n boodskap oor dit gehad. En aan die einde van daardie hoofstuk erken koning Nebukadnesar weer 'n keer, God is almagtig. Hoofstuk 4, die boomdroom. Hierdie hele hoofstuk is geskryf meestal deur koning Nebukadnesar self. As julle hom mooi gaan lees, sal julle sien, daar word gespring tussen eerste persoon en derde persoon, waar iemand vertel van koning Nebukadnesar, en dan spring dit weer terug na koning Nebukadnesar. En dit is sy getuienis oor hoe hy tot bekering gekom het. Kom ons kyk na nog lesse wat ons kan leer uit Daniël hoofstuk 4. Eerste enetjie daarvan, trots. En toe koning Nebukadnesar, toe ek lees van koning Nebukadnesar waar hy sê, ek, my heerlikheid. En daar's 'n spreekwoord in Afrikaans, en dit sê, trots kom tot 'n val. Nog iets wat gebeur het. Koning Nebukadnesar, en 'n les wat ons moet leer, waar kry ons hulp vandaan? Nou, die trots gedeelte het my ook laat herinner aan Jesaja, waar die Satan gesê het, ek. As ons in die moeilikheid land, waar gaan ons hulp kry? En ek wil hê julle moet saam met my lees, Jesaja 8 vers 19. Jesaja hoofstuk 8 vers 19. En Jesaja 8 vers 19 lees vir ons as volg. Ons lees gereeld vers 20. Maar vers 19 sê, en as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorwenes, wat waarsê, wat piep en mompel, moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie, moet die lewendes, moet vir die lewendes die dooies gevra word. Wie het koning Nebukadnesar gaan vra vir hulp? Die waarsêers? Die mense wat gegool het? Die mense wat betrokke was by al die verkeerde dinge wat in die Bybel verbied is? En hy kon nie antwoord kry nie. Sy antwoorde het gekom van Daniël, 'n knegg van die Allerhoogste. Volgende vraagie is, hoe ver sal God gaan om ons te red? En hier vat dit vir ons na Johannes 3 vers 16 toe.
Ek dink nie dit is moontlik om verder te gaan as Johannes 3 vers 16 nie. Want Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Ek dink die meeste van julle is ouers. Sou jy bereid wees om jou kind te gee om planeet Aarde te red? My eerlike opregte antwoord is, as nie 'n manier nie. As ons kyk na wat vandag in die wêreld aangaan, kan ons baie duidelik sien daar's groot moeilikheid. Maar Christus se liefde is groter as myne en hy was bereid om dit vir ons te doen. Ons laaste les wat ek met julle wil deel. Wie wil God red? 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. En ek wil vra dat julle saam met my gaan lees. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4. Want dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Die Here moes 3 keer in die lewe van koning Nebukadnesar ingryp. Hoeveel keer moes die Here al met ons gepraat het? Partykeer is daar dinge in ons lewens wat verkeerd is. En daar is hierdie Heilige Gees wat hier in die agterkant vir jou sê, hoor hierso, hierdie dingetjie moet jy van ontslaa raak. Koning Nebukadnesar, 3 waarskuwings. Die 3de keer was suksesvol geweest. Want hoofstuk 4 is sy getuienis oor hoe hy tot bekering gekom het. Wat het God al vir jou gesê? Hoe het hy al met jou gepraat oor dinge wat verkeerd is in jou lewe? Wat moes hy al doen om jou tot bekering te bring? En watter prys het hy nie vir ons betaal nie? Amen. Kom ons buig die hoofde. O Here, dit het 3 keer gevat waar u vir koning Nebukadnesar moes wys dat u is in beheer. O Here, om daai trotse hart wat op die eie ek gestaan het, te kry om te ervaar en te aanvaar dat u die grootmeester is. O Here, ons het nou gesing van die uitnodiging wat u bied. Waar u roep, kom tot my sondaar, kom nou. O Here, en ons wil vra dat u asseblief in hierdie oomblikke harte sal aanraak waarin u gewerk het. O Here, almal van ons het 'n daaglikse bekering nodig. Almal van ons is mense en ons stry 'n groot stryd. Daarom wil ons vra dat u asseblief absolute beheer oor ons lewens kan oorneem, want dit is die enigste manier waarop ons kan veilig wees.
O Here, as daar behoeftes is, sal U die harte inspireer om te gaan praat en te vra vir hulp. O Here, en waar ons wat reeds ons harte aan U oorgegee het, nog sukkel met klein probleempies, wat soms 'n groot struikelblok kan wees, wil U ons help om dit te oorwin. Want o Here, ek weet in my persoonlike ervaring, in jou eie krag gaan jy dit nie regkry nie. As ons nie op U vertrou en U vra om reg te maak nie, gaan dit nie gebeur nie. Wees U nou saam met ons in die res van hierdie dag. Amen.